Galasiërs 6 vers 15 tot 16 sê dat dit nie belangrik is of ek besny is of nie. Wat belangrik is dat ek 'n nuwe mens is, want dit is die ware Israel. Deur geloof in Jesus Christus maak die Heilige Gees my 'n nuwe mens. Daarom sê 2 Korintiërs 5 vers 17 dat iemand wat aan Christus behoort 'n nuwe mens is. Die ware Israel is dus anders. Daarom sê Romeine 9 vers 6 tot 9 dat nie almal wat van Israel afstam werklik Israel is nie, en nie almal wat die geslag van Abraham is werklik kinders van Abraham is nie. Volgens Genesis 16 het Abraham by Sara se slavin die seun Ismael gehad, maar Ismael was nie die kind van die belofte nie. Romeine 9 sê kinders wat in die gewone gang van die lewe gebore is, word nie as kinders van Abraham gesien nie, net die wat uit die belofte van God gebore word. Isak is as kind van die belofte gebore, toe Abraham en Sara reeds baie oud, lank verby die ouderdom van kinders kry verby was. Die ware Israel kom dus uit geloof wat op die beloftes van God gebou word. Soos Romeine 4 vers 1 tot 3 sê, Abraham is deur sy geloof vrygespreek. Die ware Israel is die kerk van die Here, hulle wat deur geloof in Jesus Christus deel word van die nageslag van Abraham, die pa van die gelowiges. Dit gaan nie oor die bloed in ons are nie, dit gaan oor Jesus Christus en of hy deur die Heilige Gees in ons lewe kom bly het. Jesus Christus is volgens die beloftes van God gebore en ons word deel van sy kerk deur soos Abraham te glo. Glo jy dat Jesus Christus in jou plek vir jou sonde en skuld betaal het en kan die Heilige Gees jou lewe nuut maak sodat almal Christus in jou lewe kan sien?